Dis Saterdagoggend die 25ste April 2026 en vandag het ek die voorreg om 6 mense te doop. Nou, vandag wil ek net met julle share dat ons moet onthou, wanneer ons harte vir die Here gee, wanneer jy jou ja gee, jy kan jou hart vir die Here gee, maar jy het dalk nog nie die ja vir die Here gegee om te sê, Here, gebruik my, ja Here, ek luister na hierdie calling, want daar's baie mense wat hulle harte vir die Here gegee het, maar eintlik, ja, leef hulle nie vir die Here nie, maar wanneer jy jou ja vir die Here gee, dan moet jy bereid wees om, maak nie saak hoe ongemaklik of hoe ongerieflik dit is, te doen wat die Here sê nie. Nou vandag, hierdie hele week, ek bly in Boksburg en ek gaan hierdie mensies doop in Alberton en hierdie hele week was dit miserable. Gister het dit gereën. Dit was, en vandag is dit ook op 'n stadium met die sonnetjie uitgekom en ja, nou is dit weer overcasted. Dit lyk of dit enige tyd kan reën. Maar ek gaan 12 uur hierdie mense doop. Ek gaan in daai koue inklim en ek gaan hierdie mense doop. En hierdie mense het ook gesê, Here, ek is bereid. Here, ek wil hierdie stap vat. En 'n bietjie koue, 'n bietjie baie koue, en water gaan my nie afskrik nie. En ek het vir hierdie mense gesê, ek het gesê, hoorie, as julle dit wil uitstel, sê vir my. En almal het gesê, nee pastoor, ons wil aangaan. Want wanneer jy jou ja vir die Here gee, dan is dit jou ja. Is daar dae wat dinge ongemaklik gaan wees? Ja, want die woord van God sê dit vir ons, dat wanneer ons ja vir die Here gee, wanneer jy jou hart, jou lewe vir die Here gee, is dit soos 'n teiken wat boop jou gevaar word in die gees. Want die vyand wil jou stop, hy wil nie hê jou lewe moet gered word nie. Hy wil nie hê jy moet in jou roeping inloop en doen dit wat die Here jou geroep het om te doen nie. So ek wil vir jou sê vandag, al voel dit ongemaklik, al voel dit asof jy wil net die handdoek ingooi want jy kan nie meer nie, daar's 'n rede hoekom die vyand jou so aanval. Hy sien daai calling op jou lewe, hy weet wat se plan het God met jou lewe. Paar jaar terug het ek nie gedink ek sou vandag hierso weer ry en mense doop nie. Ek het al baie mense gedoop, ek het al baie mense getrou, ek het al baie kindertoewydings gedoen, al daai goed, en dit is so 'n voorreg. Kom het at a cost? Ja, die aanvalle was horrific hierdie week, okay? En ek het nogal 'n 3 dae vas in gebed ook gedoen, en die aanvalle was net so bad. Even donderdag aand en gister. En even vanoggend sit ek daar en ek is soos in Here, ek wil nie meer hierdie doen nie. The price is too heavy, the price is too expensive. En die Here sê, gaan aan, push on, go on, jy kan nie nou opgee nie, jy kan nie nou ingee nie, gaan doen wat jy moet doen, ek sal jou dra deur alles. So julle, dit is my boodskap vir jou vandag, as jy wil moed opgee, al moet jy gaan en in die koue water gaan staan, want dit is waar die Here vir jou wil hê en waar die Here jou wil gebruik, al is jy moeg, al het jy net, dit voel asof jy aan daai edge of the cliff vashang en jy hang so met jou pinkie aan daai klif. Hou net vas, want die Here is daar om jou hand te gryp en hy gaan vir jou optrek. Hy gaan vir jou optrek. Dit mag dalk na die volgende stappie wees op die berg, maar hy gaan jou stappie vir stappie tot by die top van daai berg uitkry. Julle weet wat ek altyd sê. Don't give up, don't give in, because our God is always working. Geniet julle dag. Shalom.